ons is hier met die skool van Chumep Gymnasium, Wouter Niehaus, né? Wouter, hoe was die toernooi vir julle? Kan jy jou weergawe gee? Baie lekker. Ek was nog nooit by, okay, dis nie woestynfees nie, maar ons is so dankbaar om steeds te kan kom. En die gasvryheid, dit is vir ons baie lekker en dit is vir ons ook baie belangrik, want om in Namibië game time te kry in 'n pre-season is bitter moeilik. Of jy moet geld genoeg hê om te gaan in Suid-Afrika toer, wat ons platteland by die stadium nie het nie. So ons is so dankbaar vir hierdie game time. Dit was net great geweest. En vir 'n SA skool wat hiernatoe kom. En moet 'n topspan kom. Want ek kan ook sê dit was 'n voorreg geweest. Alles was 'n voorreg en weer eens baie dankie aan Walvis Baai Hoërskool vir hierdie ongelooflike geleentheid. Baie dankie. Ons is hier met Mario Jacobs, hy is van Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Mario, sê gou in jou woorde, hoe was die toernooi vir jou geweest? Ek dink dit was 'n baie nice toernooi. Ek dink dit was goeie games gehad, kompeterende wedstryde gehad. So nee, ek dink ek sou gelike het so 'n bietjie oor die naweek nog was, maar dit was baie lekker geweest. En dan hoe jou spannetjie gevorder? Man, ons het 'n jong span. Ons het goed gedoen onder omstandighede en sekere ons het min spelers, jong spelers, maar nee, ek dink ons tevrede en ons kan 'n seisoen bou met hulle. En dan hoe kom jy julle gevoel om deel te neem? Ek dink is juis omdat daar nie genoeg rugby in die ligas is nie, dat 'n ou kan rugby games kry en wedstrydoefening kan kry. En dan gaan julle skool ook later in die jaar toernooitjies wat ene aanbied? Ek kan nie vir jou sê nie, dit is van die skool se kant af. Ja, baie dankie. Ons staan hier by Janie Olivier, hy is van Alberton skool. Janie, sê gou vir ons in jou woorde, hoe bevind jy, hoe is die toernooi vir julle? Ek moet sê ons het baie ver gery, maar die gasvryheid van die Namibiese mense, die kompetisie is ongelooflik goed en vir ons is dit baie waardevol vir ons kinders om baie te kom leer hier by julle in Namibië. En vir die dogters vir die eerste keer internasionaal toer, dis net wonderlik hoe die mense ons julle beleef as Namibiëse vandag. So fantasties. Hoe kom jy gevoel om deel te kom neem aan die toernooi? Kijk, ons was 'n paar jaar terug in 2017 was hier geweest. En ons het gevoel ons wil weer terugkom, ons moet hokkiespan, netbalspan ons hierso. Die hokkie is onderwonde aan die ander kant, soos hulle kyk hulle doen hulle nou. Maar ons gedagte is om ons kinders bloot te stel bietjie aan ander kulture, aan ander mense en dit is hoekom ons hierso basis ook is om te kan leer. Maar die goeie ding is, dit is 'n goeie kompetisie waarmee ons kom speel hierso. Baie dankie. Okay, you are from Alberton. Yes. And you guys are here in Walvis Bay. First tell me, how's Walvis Bay? It's very nice, thank you. I enjoy the scenery and the beach and the animals. And I like the vibe as well. And how was the competition? It's really good, thank you. It's really helping me becoming a good player. Thank you. Jade, tell me, No problem. I just heard that your name is Jade. Jade, tell us, how was the tournament for you? How is the vibe in Namibia? It's been okay. It's very chilled. Like the teams are not too competitive. And do you enjoy it here, Martha? Yeah. Would you like to stay here? Or? Yeah, definitely. I love it to see. Thank you. Okay. Julle is van Walvis Bay Privaat Hoërskool. En julle kom skole hier wat sportkompetisie kom deelneem teen julle, met julle. Hoe voel julle daaroor? Ek dink dit is 'n baie great opportunity dat hulle na ons skool toe kom en die exposure van al die skole. Baie goeie oefening vir die liga en vir die NAPSU soos privaat skole wat kom. Sorry, my stem is weg. En dan ook dis gemaklik want ons op ons bane so ons soos weet hoe die ysre werk, dit kan vir hulle dalk 'n aanpassing wees. Ja. En hoe is die kompetisie? Dit is great kompetisie. Hulle speel baie goed. Ons underestimate mense so 'n bietjie, maar hulle het ons nogal 'n kans gegee. En dink julle dis kom moet volgende jaar weer so 'n toernooi aanbied? Definitief. Dankie girls. Meneer Cookson, jou skool het ook deelgeneem aan hierdie toernooi hier by Walvis Bay Privaat Hoërskool. Eerstens, hoe kom jy gevoel dat julle skool ook moet deelneem? Maar ons is gewoonlik demonstreren elke jaar en dit is 'n goeie pre-season vir ons spelers. En ook identify wie waar op wat ek moet werk met ons spelers individueel. En dan ook ons fitnessvlak wat ons kan kyk wat se diepte is in die span as jy 3 games agter mekaar moet speel. En dan daar die youngsters wat ook hulle hand opsteek en ook hulle kans kry om hulle se skills te vertoon.
Okay. Nou, hoe was die hele toernooi vir jou? Ek baie leersaam. Een wen, 2 verlore gehad, maar wat my kinders ge-experience het was goed. Was goed om teen 'n beter spanne te speel. Maar vir die liga is 'n goeie voorbereiding vir ons vorentoe. Ek dink ons gaan weer 'n lekker force wees vir hierdie jaar om ons target is om at least ten minste semi-finals te haal en dan finals. Dankie. Annie, julle het al die pad van Suid-Afrika om in 'n toernooi hier te kom speel. First of all, hoekom het julle gekom? Wel, Namibië is 'n great plek, vriendelike mense en lekker biltop. En die rugby wat hulle hier speel is goeie rugby. Rugby gaan oor verhoudings bou. En ons het 'n verhouding met die skool en hulle het uitgenooi en ons het gekom. Ek weet baie skole het onttrek en dit was teleurstellend, maar die rugby was baie goeie standaard. Ons het 3 verskillende skole gespeel, goeie resultate vir ons, maar dit was goed om vriende te maak in Namibië. En gaan julle weer kom? Absoluut, as daar weer uitnodiging is, nou nie weer volgende jaar, want dit is 'n bietjie duur om te kom, maar in die toekoms gaan ons weer definitief 'n draai kom maak in Walvis Bay. En oor die algemeen, hoe was die toernooi? Die mense van Windhoek, Walvis Afrikaans privaat, baie vriendelike mense, hulle het ons tuis laat voel en ek dink die rugby was van goeie standaard. En die ander sportkodes, weet jy miskien? Ek het nie regtig ingeloer, maar ek het wel gesien daar was 'n paar spanne van Suid-Afrika gewees. Enigiets vir die breë Walvis Bay community. Walvis Bay is 'n pragtige dorp. Dit sal net goed wees as meer mense veld te kom en die kinders ondersteun. Nou die kinders van die straat af, hou hulle weg van verkeerde dinge af en dit is altyd belangrik dat die gemeenskap die kinders dan ondersteun. Dankie. Henry, 'n wonderlike sportweek het ten einde geloop. Nee. Eerstens sê gou vir my, hoe voel julle oor die feit dat julle woestynfees moes kanselleer? Of nee, dit was vir ons hartverskeurend as ek dit so kan doen, maar ons het baie uitgesien. Daar was 'n klomp buitelandse skole wat aanduiding gegee het dat hulle sou kom en van die plaaslike skole. Nou, ons plaaslike skole wil graag teen die buitelanders speel want ons speel altyd gereeld teen mekaar en toe die buitelandse skole onttrek en sê hulle kan nie meer kom nie. Jy praat van 13 buitelandse spanne as jy die skole se hoeveelheid spanne bymekaar tel, dan kan ek verstaan dat skole nie wil kom nie want dan speel jy maar weer teen dieselfde ou gesiggies en alles, maar ons het dan so 'n ligpuntjie gehad in die feit dat Milnerton Hoërskool, dis Damien de Linde, die Springbok Center se alma mater. Hulle was daarom hierso en Alberton Hoërskool was ook hier by met hulle netbal en hokkie spanne. So ja, dit was vir ons glad nie lekker nie, maar ons het 'n verpligting teenoor die ouens wat nog steeds gekom het en daarom het ons hierdie verkorte weergawe van 'n mini-woestynfees kon aanbied en daarvoor is ons dankbaar. En hoe was dit geweest? Yes, dit was hardhoor. Kyk, ek kan nie praat namens die ander ouens nie. Ons het teen Windhoek Afrikaanse privaat skool gespeel, Klipharde. My manne het vir ons raak gery en Tsubeb Gimnasium wat nooit maklik is nie. Daai ouetjies is solid hoor, sterk pak forwards en hulle is lekker aan die gang. En ons het nou vandag teen Milnerton gespeel wat 'n heel ander spelpatroon speel as wat die Namibiërs gewoond is. Hulle hou van die bal wyd gooi en wat goed is daai het ons kon 'n paar foute identifiseer waarop ons kan verbeter. So in daai opsig dink ek was dit 'n suksesverhaal geweest. Ek hoor by die hokkie het baie goed gegaan en by die netbal ook. So ja, ek dink oor die algeheel gesien was dit 'n baie goeie toernooi of 'n baie goeie mini-woestynfees as ek dit so kan doen. Okay. Wat is nou volgende op die skool se kalender? Ja, volgende op die skoolkalender, ons gaan maandag op die toer by die rugby. Die ander kinders, die ander spanne hokkie en netbal gaan deelneem aan die Napsu Sevens in Swakopmund by Prouet se velde. En dan 'n week daarna gaan begin ons voorberei vir die interhoor tussen Walvis Bay en Prouet wat oor 3 weke plaasvind. So ons is die gasheerskool hierdie jaar, so ons kan nie wag om Prouet hier te kry nie. Dis altyd taai teen hulle. Prouet is 'n moeilike span met die rugby. Hulle netbal is op van hoë staande gehalte. Hulle hokkie presteer baie goed. So ons het 'n bietjie werk om te doen as ons hulle wil raak kry, maar ons sien baie uit daarna. Ons kom goed met hulle oor die weg. So dis vir my nogal ietsie om na uit te sien. Okay. Jy het nog gesê julle gaan toer met die rugby. Ja. Want toe gaan julle met die? Kyk, ons gaan Oranje Boot toe. Ons gaan 'n oefenkamp hou. Ons het 'n bietjie werk om te doen. Ons sou graag op 'n toer wil gegaan het waar ons 'n bietjie wedstryde kan speel, maar ek dink vir nou ons het 'n paar leemtes wat ons moet aandag aan gee. So ons gaan op eintlik meer 'n oefenkamp
vir so 5 dae om te kyk waar kan ons die manne bietjie beter leer in terme van sekere spelaspekte, veral leemtes wat ons nou opgetel het vandag teen Milnerton waar ons baie swakpunte het. So ons sal daai bietjie gaan kyk. En natuurlik ons skrams was baie goed, ons het die skrams oorheers. So dit was goed, maar wat tot sekere aspekte buite is ons 'n bietjie werk om te doen. Dan kom ek goed terug by die Woestynfees. Dink jy dat julle volgende jaar weer die Woestynfees gaan aanbied in sy volle glorie? Ja, ons het so 'n bietjie 'n ander approach, maar ons kan nie nou meer daaroor uitbrei nie. Ek dink volgende jaar gaan hy so 'n bietjie 'n ander kleur ook hê. Ja, maar dis al wat ek nou kan sê, maar daar is ietsie specials wat wag vir die Woestynfees, iets wat ek dink nog nie baie in Namibiese skole of organisasies aangepak het nie, so ek hoop ons is suksesvol, so sal daai goed so seker hier rondom Junie maand sal ons net kan sê wat ons gemaak, maar ja, daar is iets. Enige laaste paar woorde van jou kant af? Nee, baie dankie aan almal wat ondersteun het, veral Milnerton en Alberton wat die verpad aangedurf het en dan al die Namibiese skole, ek bedoel skole soos Windhoek Hoërskool, Windhoek Afrikaanse Privaat Skool, Tsumeb Gimnasium wat altyd ondersteun is. Lekker om hulle hier te ontvang. Dit was lekker om met die ouens te kon gesels. So ja, ek is nogal dankbaar daarvoor by die netbal the Dome van Swakopmund wat ook hier was. So hier's 'n klomp Namibiese skole wat kom ondersteun het en ek is dankbaar vir daai en ek waardeer hulle ondersteuning in hierdie mini Woestynfees, so ja, en dan ek moet sê dit was lekker om teen Milnerton en Alberton deel te neem. Die gesindheid van die skole was van hoogstaande gehalte. Dis 'n klomp mooi mense daai, so ek hoop om hulle weer te sien. Okay.